Here kan wees. Want weet jy hoekom ons aan dit in die hele dag gevolg? Ek kon net sê, gister het ons klomp mans baie hard gewerk hierso. Die portaal hier binnekant mooi uitgeverf, reggemaak en dit was so lekker om net saam te kan werk en te lag en grappe te maak en so wonderlik as broers van die Here saam kan werk, is dit nie? Maar ja, vir elkeen wat gister hier was, baie dankie vir julle hulp. En ja, die Here is goed vir ons. Kom ons sê die oor met ons saam. Ja, Here Jesus, aan U kom toe al die eer en al die lof en al die dank. Here, want U is waardig. U is die rede laat ons bestaan, Here. U is die rede laat ons hier by mekaar, want U is God en U is groot en U is almagtig en U is heilig. En ek loof en ek prys U, Here, want aan U kom toe al die eer en al die lof en al die dank. Ek vra dat U vanmôre met ons sal ontmoet, en met elkeen hierso vanmôre sal praat, Here, spreek tot ons, en gee dat ons sal luister, dat ons harte sal oopmaak, dat ons ore sal oopmaak en die woord sal ontvang, en sal weet dat U praat met ons, Here. Gee dat ons sal luister, en sal doen wat U vir ons vra. Dankie vir die goedheid en genade, Here. U kom toe al die eer en al die lof en al die dank. Amen en amen. Soos wat ek altyd vir u sê, as jy jou Bybel by jou het, maak dit oop en volg my in die woord van God. Want dit is nie ek wat praat nie, dit is God wat praat. En as jy iets vind wat ek praat, wat nie in die woord van God is nie, dan het jy die reg om my te stop. Want in die gemeente preek ons die waarheid, die suiwer waarheid, die woord van God. En soos ek altyd sê, ek gee nie om of jy al 30, 40 jaar met die Here pad stap en is wonderlik. Volhard, hou aan. Maar daar gaan vermaning wees, daar gaan bestraffing wees, daar gaan opbouing wees, daar gaan liefde wees. En wat ons mekaar stig, die woord stig, die woord vertroos, maar die woord vermaan. So as jy voel ek trap op jou tone, jy weet waar sit boulders gaan kry vir jou safety boots, maar die waarheid sal gepreek word, soos wat God se woord dit sê. En ons dwaal nie van God se woord af nie, en ons maak nie verskoning vir God se woord nie. Want dit is sy woord en hy is God en hy lewe. Ons is besig met die reeks in Amos, die geregtigheid van God. Ons het al reeds gesien hoe die volk in sonde verval het en hoe hulle die mense onderdruk het wat armoedig is. En vanmôre kom ons nou by Amos 5 uit. Hoor jy die woorde wat ek oor julle as klaaglied aanhef, o huis van Israel. Die jongvrou van Israel het geval. Sy sal nie weer opstaan nie. Neergewerp lê sy op haar land. Niemand rig haar op nie. Want so sê die Here, die stad wat met 1000 uitgetrek het, hou 100 oor. En die wat met 100 uitgetrek het, hou 10 oor vir die huis van Israel. Want so sê die Here aan die huis van Israel, soek my, dan sal julle lewe. Maar soek Bethel nie, en kom nie na Gilgal nie, en trek nie deur na Berseba nie, want Gilgal sal gewis in ballingskap gaan, en Bethel sal tot niks word nie. Soek die Here, dan sal julle lewe, sodat hy nie teen die huis van Josef uitbreek, soos 'n vuur wat verteer, sonder dat iemand dit vir Bethel kan blus nie. Julle wat die reg in wilde aals verander en die geregtigheid teen die grond gooi. Hy wat die 7 sterre in die Orion gemaak het en die duisternis in môrelig verander en die dag tot nag verduister, wat die waters van die see roep en dit uitgiet oor die oppervlakte van die aarde. Here is sy naam. Hy wat verwoesting laat aanblits oor die sterke en verwoesting kom oor die vesting. Hulle haat die man wat in die poort die reg handhaaf, en hulle het 'n afskuw van hom wat in opregtheid spreek. Daarom, omdat julle die arme man vertrap en van hom 'n heffing van koring neem, het julle huise van gekapte klippe gebou. Maar julle sal nie daarin woon nie. Julle het pragtige wingerde geplant, maar julle sal die wyn daarvan nie drink nie. Want ek weet dat julle oortredinge menigvuldig en julle sondes geweldig is. Julle wat die vyand is van die regverdige,
wat omkoopgeld aanneem en die behoeftiges wegstoot in die poort. Daarom swyg die verstandige in so 'n tyd, want dit is 'n onheilspellende tyd. Soek wat goed is en nie wat sleg is nie, sodat julle kan lewe en die Here, die God van die leerskare, so met julle kan wees, soos julle sê. Julle moet haat wat sleg is en lief hê wat goed is, en handhaaf die reg in die poort. Miskien sal die Here, die God van die leerskare, hom ontferm oor die oorblyfsel van Josef. Daarom, so sê die Here, die God van die leerskare, die Here, op al die pleine weeklaag en op al die strate sal hulle sê, ag, en hulle sal na die landbouer roep om te treur, en te weeklaag na die wat verstaan om treurliede te sing. Ook sal daar in al die wingerde weeklaag wees, wanneer ek in jou midde deurtrek, sê die Here. Wie die wat na die dag van die Here verlang, wat sal tog die dag van die Here vir julle wees? Dit sal duisternis wees en geen lig nie. Soos wanneer iemand vlug vir 'n leeu, maar 'n beer loop hom raak, of hy kom in die huis en leun met sy hand teen die muur en 'n slang byt hom. Is die dag van die Here nie duisternis en geen lig nie? Ja, donkerheid sonder 'n ligstraal. Ek versmaad julle feeste en het geen welgevalle aan julle feestydde nie. Want al bring julle vir my brandoffers saam met julle spysoffers, ek het daar geen welbehae in nie. En die dankoffer van julle vetgemaakte kalwers sien ek nie met welgevalle aan nie. Verwyder van my die geraas van jou liedere, en na die geluid van jou harpe wil ek nie luister nie. Maar laat die reg aanrol soos watergolwe en geregtigheid soos 'n standhoudende stroom. Het julle aan my slagoffers en spysoffers gebring? 40 jaar lank in die woestyn, o huis van Israel. En ook gedra Sakut, julle koning, en Kewan, julle beelde, julle stergod wat julle vir julle gemaak het. Daarom sal ek julle anderkant Damaskus in ballingskap wegvoer, sê die Here, wie se naam God van die leerskare is. Nou ek weet, hier is nou 'n baie lang stuk, is 'n mond vol, maar dis die woord van God vanmôre. En hier sien ons duidelik hoe die volk in sonde geval. Maar die Here kom met 'n oproep, soek my, terwyl daar nog tyd is. Laat ek die onheil van julle kan wegkeer. Laat ek vir julle kan wys wie ek is, want ek is God. Maar die volk het in ongehoorsaamheid gebly. En hulle het die gevolge daarvan gedra. Ek wil net julle klem lê hier op vers 21. Ek versmaad julle feeste en het geen welgevalle aan julle feeste nie. Nou net een ding wat ek baie duidelik wil maak met daai versie. Elke Kersfees dan hoor jy dan haal mense daai aan. Kersfees, Paasfees, en haal hulle die versie aan. Ek haat jou fees nie, julle. Dis nie waaroor dit gaan nie, dis nie die konteks nie. Dit het niks te doen met dit nie. Dit het te doen met 'n sondige volk, wat in sonde lewe, wat die armes vertrap, wat die weduwees vertrap. Nou kom God en hy sê, weens julle dade, weens julle sonde, weens julle toestand, haat ek julle feeste. Want dit help nie, jy hou vir die Here feeste, of jy wil vir die Here offergawes bring, maar jy is ongehoorsaam. Met Saul sien ons dit ook, toe Saul gesondig het. Toe het hy gesê, ja, maar hy het dit en dit bedoel, en hy het die beeste gebring wat hy wil offer bring. Toe sê die Here, maar ek stel belang in jou offer, sê ek stel belang in gehoorsaamheid. Dis waaroor dit gaan oor gehoorsaamheid aan God. Ons moet gehoorsaam wees aan die Here. Want maak nie saak wat jy doen nie, jy kan vir die Here offergawes bring, jy kan tiendes bring, jy kan feeste hou soos wat jy wil. As jy nie die Here gaan dien, stel die Here nie belang daarin, want dan is dit vals. Ons moet met opregte hart na God toe kom, met vir wie hy is en vir wat hy is. Hy is God, en hy lewe. En ek dink hierdie woord, ja, dit was geskryf aan Israel en aan Juda, maar dit is net so gepas op ons vandag. Gaan kyk maar na ons tye, gaan kyk, hoe gaan dit rondom ons? Mense het nie meer respek vir God nie, mense stel nie meer belang in God nie. Reg oor die land, dan sien jy hoe kerke leegloop. Want Sondag is dit vir mense belangriker om hulle eie goed te doen,
om wasgoed te was of om winkel toe te gaan of om sport te doen. In plaas van om by God uit te kom. In plaas van om God te dien vir wie hy is. Dan sê ons is 'n godsdienstige nasie. Jy hoor dit mos so baie, dan sê mense, ek is 'n Christen. Ek het hierdie week weer gesê, dit beteken nie jy is 'n Christen omdat jy in 'n Christenhuis gebore is nie. Sê in McDonald's gebore is, word jy nie 'n Big Mac hamburger nie. Jy's 'n Christen omdat God jou siel gered het. Omdat hy 'n dag by jou kom stil staan het. Omdat sy Heilige Gees in jou begin werk het. En jou oë oop gegaan het. En hy jou siel kom red het. Daarom is jy kind van God. Maar as jy kind van God is, moet jy lewe soos wat hy wil hê jy moet lewe. En ek gee nie om nie, en ek het al baie daaroor gepraat, ek gee nie om wat is die kultuur nie. Want as nog 'n ding mense kom, ja maar die kultuur. Ons gaan saam met die kultuur. Hoeveel kerke vry na die wêreld? Hulle wil wees soos die wêreld. Hulle bring musiek in en dinge in wat in die wêreld is. Want die kultuur. Die dag toe jy by Jesus Christus uitgekom het jou kultuur verander. So jy kan nie meer daai verskoning gebruik van die kultuur nie, want kultuur geld nie. Galasiërs 2:20, dis nou nie meer ek wat leef nie, maar Christus leef vir my. So jou kultuur het verander, jy het gesterf. Dit gaan nou oor Christus. Sy wil, sy wee, wat hy wil. Tot sy eer en heerlikheid. En net soos wat die volk in sonde geleef het, sien ons dit vandag rondom ons, hoe mense in sonde lewe. Hulle speletjie speel met die Here. Maar die Here los dit nie daar net, die Here sê, kom en soek my. Soek my dat ek jou kan red. As jy my gaan soek, sal ek jou red. Maar jy moet na my toe kom, jy moet my soek, jy moet my wil dien. Die Here gaan niemand dwing om hom te dien nie. Maar as jy nie die Here gaan soek nie, gaan jy hom nie vind nie. Kyk saam met in Jeremia 29:13. En julle sal my soek en vind as julle na my vra. As jy na die Here soek en na die Here vra in opregtheid, sal die Here na jou toe kom. Ek het hierdie week weer met iemand gepraat en nou gaan die ene af met hy glo nie in God nie, want hy kan nie God sien of ervaar nie. Ek sê, ek kan vir jou vertel van my God, want hy praat met my, hy wandel met my, en die wonderwerke van die Here is sigbaar in mense lewe. Ek sê, kyk net rondom jou, kyk na die natuur. Dan sien jy die handewerk van God. Kyk net na die mens. Vat 'n mens en dan vat jy die mens se selletjie. Gaan sit jy dit onder 'n mikroskoop. Daai klein selletjie wat jy nie eens met die oog kan sien nie, is 'n hele fabriek in die binnekant. Dis God se handewerk. Nou sien jy daar's nie 'n God nie, maar God is reg rondom oralste, kan jy God se handewerk sien. Maar die mense hou hulle blind. En dan sal hulle nog steeds sê, ja, maar jy het nie vir my gewys waar's God nie. Jy het nie God vir my gewys nie. As jy nie God wil sien nie, as jy hom nie wil soek nie, gaan jy hom nie vind nie. En as jy nie die Here wil hê nie, dan is dit jou saak. Maar die Here openbaar hom aan ons oralste waar jy kom. En nie wat kind van God is, kan getuig hoe die Here in jou lewe werk. Kyk hoe die Here vir jou deure oopmaak. Partykeer bid jy vir dinge en as jy weer sien, dan kom die Here en hy bring deurbrake. Toe ek in die seminarium was, het die Here vir my op wonderbaarlike maniere voorsien. Op een tyd het my kar gebreek, hoe sê hulle, die gasket het geblaas en R1000 se skade. Ek dink dit was amper 8.300 of iets rand se skade. Maar weet hoe wonderlik was die Here. Ek het nie rondgegaan en vir geld gevra nie, ek het net na die Here toe gegaan en gebid. En my neefie help my die dag en ons vat die kar daarna garage toe. En hulle kyk na die kar en dit vir my die kwotasie stuur van R8.300. Terselfdertyd kom maar 'n boodskap deur op my foon, toe het iemand R8.500 in my rekening inbetaal. Toe het ek toch petrol geld ook. Wat die Here voorsien. Hy sê nie, daar gaan nie probleme kom nie. Maar die Here voorsien. Hy dra ons, hy lei ons. Hy is 'n lewendige God.
Hy is 'n God wat met ons wandel, en ons wat kind van God is, kan die werke van die Here in ons lewens sien. Het jy al die Here so ervaar, of is dit vir jou 'n godsdiens? Godsdiens is baie gevaarlik. Oh yes. Want jy kan vir 30 jaar vroom en op jou plek is. Sondag het jy jou soet aan en dis mooi heilig. Ek is godsdienstig. Ek sit op my bank elke Sondag. Maar jy het toch nooit by Christus uitgekom. Yes. Ken jy Jesus Christus? Is hy jou vriend? Is hy jou beste vriend? Is hy die ene met wie jy praat, met wie jy wandel, by wie jy huil, by wie jy lag, by wie jy treur? Is hy jou alles? Is hy jou alfa en jou omega? Nou as die Here jou alles is, sê vir my, hoe kan jy die Here een kant toe skuif? Hoe kan enigiets in hierdie lewe vir jou belangriker wees as die Here, as hy jou alles is? As jy nie einde van jouself gekom het, hoe kan enige iets sy plek vat? Maar mense maak so maklik verskonings as dit by die dinge van die Here kom. Maar ek is 'n Christen, ek het my godsdiens, ek het my kerk. Hoeveel mense dan sê hulle vir jou, ek is gekatkiseer, of ek het geloofsbelijdenis gedoen, ek is gedoop. Jy kan gedoop wees, jy kan wat wees, jy kan 'n lidmaatskap, sertifikaatjie hê. Dit beteken niks as jy nie by Christus uitgekom het. Amen. Yes. Soek die Here terwyl hy te vind is, en word ernstig met die Here. Sterf vir jouself, en laat die Here in jou lewe leef. Lewe vir hom. Want jy weet wat net, dan gaan jy skielik 'n verandering begin maak in ander mense se lewens. Dan gaan ons begin doen wat die Here wil hê ons moet doen. Dan gaan ons begin optree soos wat hy wil hê ons moet optree. As jy die Here soek met jou hele hart en jou siel, dan gaan die Here jou kom beet kry, en dan gaan jou lewe omdop. Nou lewe jy vir hom. Nou gaan dit oor sy eer, sy glorie, sy mag, sy krag, en sy koninkryk. Ons bid so maklik, laat die koninkryk kom. Maar as ons bereid dat die koninkryk van die Here kom. Sê my bietjie, vir hoeveel mense het jy al vir die week vertel van die Here? Gaan aan heen en maak disippels van alle nasies. Maar doen ons dit? Of leef ons vir onsself? Ek is gered, so nou waar ek kom die res. Die Here sê ons moet disippels gaan maak, doen ons dit? En ek het al vir julle gewys, gaan maak by die statistieke, begin by 10 mense, sê daar's 10 mense in die gemeente, wat 1 disipel 'n jaar maak, 1. Dan gaan werk jy dit bietjie uit oor 'n tydperk van 10 jaar. Dan kom jy terug na my toe met die getal wat jy kry. Hoekom is dit Uitenhage nog nie verander nie? Hoeveel gemeentes sit net in Uitenhage area? Hoekom het ons nog nie die wêreld gewen vir Jesus nie? Want ons doen nie wat die Here sê ons moet doen nie. Ons het die hele tyd verskonings, en ons maak ons eie verskoningkies, maar ons doen nie wat die Here sê ons moet doen nie. Ons moet begin gehoorsaam word in die woord van God en begin doen wat hy sê. Soek die Here terwyl hy nog te vind is. Vra na die Here en sy sterkte, soek sy aangesig altyd deur 1 Kronieke 16 vers 11. En verlustig jou in die Here, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. En hulle wat u naam ken, sal op u vertrou, omdat u die wat u soek nie verlaat nie, o Here. Sê die Here, soek met jou hele hart en siel, sal die Here jou nooit los nie. Al was jou ongeregtigheid hoe groot, al was jou sondes hoe groot, die Here kom en hy was dit spierwit. Amen. Yes. Op 'n dag het die Here by my kom stil staan, en die Here het my siel kom red. Op 'n dag kyk ek terug en sê, Here, hoe sit moontlik? Hoe sit moontlik dat hy my kon red, Here? Ek wat 'n stuk gemors was, maar hy het my kom red. Hy het my kom vrymaak en my skoon gewas. Amen. Want dit is wat die Here doen. Hy kom herstel jou lewe. Hy kom vul jou met sy gees en hy dop jou om en jy kan nooit weer dieselfde wees nie. Ken julle daai liedjie? Ek weet ons ken daai liedjie daai. As hy jou aanraak, sal jy dadelik weet. Het Jesus jou lewe al aangeraak? Het Jesus al werklik by jou kom stil staan? Het hy jou lewe kom verander?
Ek het laas jaar aan 'n man wat daar so ruk daar by ons huis gebly het, nou probeer ek met hom praat oor die Here en hy bly vir my sê, hy stel nie belang nie. Nou wil ek met hom praat, nou kom hy met, ja, maar, toe hy jonk was, het hierdie dominee se vrou om iets aangedoen en hy's kwaad vir die kerk en die kerk het dit en dat. Ek sê vir my, maar jy's nou kwaad vir die Here oor wat mense gedoen het. Jy's nou kwaad vir die Here oor wat mense gedoen het. Is dit die Here wat dit aan jou gedoen het? Kom ons kyk bietjie wat het die Here vir jou gedoen. Die Here het vir jou aan die kruis kom sterf. Die Here het sy lewe neergelê dat jy kan lewe. Die Here gee vir jou die lewe. Jy moet dit net aanvaar. Maar ons blameer die Here vir alles. En as ons kwaad vir die kerk en ek gaan nooit vir my voete in 'n kerk sit nie. Nou probeer ek met die man praat en vir hom oorreed. Nee, maar ek is nog nie reg vir dit nie. Die laaste wat ek gehoor het hy in dwelms verval. Daar tussen die drankies. Hy het die woord gehoor, hy het die waarheid gehoor, maar hy kies die wêreld. Hoeveel mense is daar wat ons ken, wat die wêreld eerder ken, of kies bo die Here, want hulle het nog nooit werklik by Christus uitgekom nie. Hulle het nog nooit werklik sy liefde ervaar nie. Hulle het miskien godsdiens ervaar en 'n kerk ervaar, maar hulle het nog nooit Christus ervaar. En dis die hartseer ding. Ons moet begin die Jesus wees vir die wêreld daar buite. Is jy Jesus vir die wêreld daar buite? Kan mense na jou lewe kyk en Christus in jou raak sien? Hoe tree ons op? Hoe praat ons? Hoe wandel ons? Waarna kyk jy? Wat se musiek luister jy? Hoe is ons klere dra? Hoe is ons taal gebruik? Kan die wêreld Christus in jou sien? Ja, maar die klere maak nie saak nie, maar die kultuur. Ja, maar ons praat maar so van die kultuur. En die films waarna jy kyk, jy weet nie, gaan sit maar die TV en gaan kyk, weet jy nie, die wêreldse films maak my eintlik naar. Want net om daarna te kyk, jy kyk net 'n rukkie, dan sit jy dit af en dit bots met jou gees. Daar's amper nie 'n film deesdae wat hulle nie die naam van die Here misbruik nie. En alles draai net om seks en vuil taal en drank en partytjies en gaan kyk maar ons eie Afrikaanse programmetjies wat die mense so lief is voor. Daai tyd toe Sewende Laan op die TV was. Wat het jy die hele tyd gesien? Drank. Mense roem hulle dien die Here, maar drank is vir hulle belangriker. Hulle kan nie 'n braaivleis hou sonder dat daar drank is nie. Maar ons is lief vir die Here. As jy lief is vir die Here, sal jy lewe volgens sy woord. En dit is juist die probleem wat in Amos met die volk, hulle het voorgegee, hulle is godsdienstig, maar hulle was so ver van God af. Hulle het hulle afgode gehad en hulle die Here vertrap. En hoeveel van ons het maar ons eie afgode? Hoeveel van ons bid sport? Stel meer belang in sport as in enigiets anders. Is dit nie so nie? Ons mos 'n land wat rugby mal is. Het julle al beleef daar in Pretoria as hulle rugby speel, as die blou bulle daar speel? Joe, die hele plek is omtrent net blou. En dan ry hierdie mense met hulle bakkies met die horings op en weet jy wat alles nie. Soos ek altyd sê, dan wonder ek as hulle verhoor, hoe vinnig gaan daai horings verdwyn van my bakkie af. Maar sport het 'n afgod geword. Sport het belangriker geword as Jesus Christus. Jy weet, deesdae gebruik hulle mos Sondag vir sport. Ek het op die ambulance gewerk, dan is dit net vir my so interessant as jy kyk met die events wat hulle doen. 90% van dit is op 'n Sondag. Want mense worry nie meer om kerk toe te gaan, hulle worry nie meer oor die Here nie. Alles het belangriker geword as die Here.
Dan wonder Suid-Afrika, hoekom is hulle in die toestand wat hulle is? Dan wonder die wêreld, hoekom is hulle in die toestand wat hulle is? Want ons soek nie meer die Here nie. Hulle is tans besig in Suid-Afrika, en jy weet dit, want ek het al baie daaroor gepraat. Hulle is besig met wetgewing om die kerke en die pastore te begin vervolg. Yes, amen. As jy nie gaan inskakel by hulle en gaan doen wat hulle vir jou sê, en gaan preek soos wat hulle vir jou sê nie, kan jy in die tronk beland. Dis besig. Yes. Dis hoekom daar groepe is wat in opstand is teen dit, soos die Church Defenders, wat probeer veg teen dit. Maar bid u ooit vir ons land, bid u dat dit moet stop. Maar jy weet wat, dit is op pad. Daar gaan tye kom wat ons nie meer so in 'n kerk gaan by mekaar moet kom nie, maar wat ons miskien in huise by mekaar gaan kom. En wat gaan ons dan sê? Ek het al vir mense gesê, jy moenie daai tyd na my toe kom en huil oor wat die regering doen nie, want toe jy die Here kon dien, toe wou jy hom nie dien. Yes. Toe jy die Here kon gedien het in vryheid en kerk toe kon kom, toe was dit om laat te slaap belangriker vir jou. Toe het jy eerder Bedside Baptist toe gegaan of St. Mattress toe gegaan om bietjie laat te slaap, in plaas om in die huis van die Here te wees. Of winkels was veel belangriker, of inkopies, of sport was belangriker. So moet nie daai dag huil nie. Dan sê mense, ja, ek sal sterf vir die Here. Ek sal my lewe neerlê vir die Here, maar jy kan nie eens 1 uur op 'n Sondag vir die Here gee. Yes, amen. Jy kan nie 1 uur op 'n Sondag kerk toe kom nie, maar jy sal vir die Here tronk toe gaan. Ja. Jy kan nie die woord memoriseer nie, maar jy wil vir my kom vertel, as ek in die tronk is, sal ek soos wat hulle die blaadjies vat, dit memoriseer. As jy dit nie nou kan doen, gaan jy dit nie dan doen nie. Begin nou die Here te dien. Soek die Here terwyl hy te vind is, voordat dit te laat is. Want daai dag as 'n vervolging in Suid-Afrika uitbreek, dan moet ons nie sê, maar hoe dit gebeur nie. Dat dit gebeur omdat ons as kerk vas in die slaap is. Omdat mense nie opreg is met die Here nie. Hulle soek nie meer die Here nie. Hulle soek hulle eie genot, hulle eie plesier, hulle eie wil. Hulle soek wat hulle wil hê. En ons vertrap mekaar. Dit was my gister so wonderlik toe ons as mans hier saamwerk, maar weet jy wat nie, daar was eenheid. Niemand het met mekaar baklei of gedink hulle is beter as die ander nie. Yes. En dis hoe dit moet wees. Want soos ek al so baie sê, ons is 'n liggaam. Nie een van ons is belangriker as ander nie. Ek is nie belangriker as julle nie. Ek is nie die hoof van hierdie gemeente nie. Die hoof van hierdie gemeente is Jesus Christus. Die hoof van elke ander gemeente is Jesus Christus. Elke bediening, elke sending uitreik, Jesus Christus is die hoof daarvan. Ek is net sy diensknegt. Amen. En vir elkeen van julle die Here 'n plig gegee, 'n doel gegee en 'n taak gegee. En ons almal arbei saam in sy wingerd. Yes. En as ons as eenheid gaan saam staan, gaan die werk van die Here vooruit gaan. Nie een van ons is verhewe bo die ander nie. En dis wat so wonderlik is, soos om my broers saam te kan werk vir die Here. Want dit gaan oor hom, sy eer. Gaan dit vir jou oor Jesus Christus? Toe jy by daai deur ingestap het, hoekom het jy na die kerk toe gekom? Om Christus te ontmoet, om hom te kom soek, om sy wil te soek, of om gesien te word. Ek het my boksie afgetik, ek was in die kerk, mooi, nou kan ek aftik, my plig vir die week is gedoen. Dan gaan jy nie die Here vind. As jy die Here soek, en jy kom hiernatoe met 'n hart wat die Here soek, Here, wat wil u vanmôre vir my sê? Here, wys vir my waar ek kan verbeter. En soos Dawid gebid het, Here, toets en deurgrond my. Kyk of daar by my 'n weg van smart is, Here, toets my, Here. Ja, Here, ek stap al jare met U op pad, maar Here, wys vir my as ek verkeerd is, Here. Wys vir my waar ek kan regmaak, Here. Is dit die gesindheid waarmee jy kerk toe kom? Om hom te ontmoet, Jesus Christus. En dan gaan jy die Here ontmoet. Jy weet in ons gemeente
ons vra maar net 15 minute stilte voor die tyd. En dit is nie omdat ons nou stoere mense wil wees wat nou godsdienstig is nie. Dit gaan nie daaroor nie. Die 15 minute stilte is om met God te ontmoet. Jy kom dan kerk toe om sy woord te ontvang. Bid vir die diens, bid vir mekaar, bid vir siele om tot bekering te kom. Bid vir herlewing. Dis hoekom ons 15 minute stilte voor die tyd het, om in God se teenwoordigheid te kom. Ons is immers hier vir hom. Soek ons nog die Here. Soek jy die Here met 'n opregte hart? Of soek jy jou eie belang? Kom ons lê die koning met ons saam. Ja, Here Jesus, dankie vir die woord. Dankie dat U met ons praat, dankie dat U ons vermaan, dankie dat U ons waarsku, dankie dat U ons opbou en met liefde toevou, Here. Dankie dat U elke dag daar is vir ons. Here, ons kom vra vanmôre, kom vra ek vir U, dat U ons harte opreg sal maak. Ek bid vir die wat U nog nie ken, die Here, dat hulle U sal soek met 'n opregte hart. Die wat wil godsdienst speel, Here, dat hulle die godsdienst sal los en by Jesus Christus sal uitkom. Amen. Help ons dat ons U sal soek. En dat ons nie soos die volk, ons sal volhard in ons sonde en sal voortploeter met sonde. En ons idees en wat ons wil hê en wat ek wil hê en my begeertes en my drome nie, Here. Help my dat ek sal sterf vir myself. Dat ek aan die einde van myself sal kom en by Christus sal uitkom. Yes, Lord. Dat ons U sal soek, Here, met 'n opregte hart. Want dan sal U ons opbou. Dan sal U ons oprig. En dan sal U ons skoon was. Maar Here, help ons as ons by U uitgekom het. En U kind is, dat ons in opregtheid met U sal wandel. Maar ons kan dit nie doen sonder die Heilige Gees nie. Ons kan dit nie doen sonder die krag van Jesus Christus. Help ons dat ons in U krag sal wandel. En dat ons met U sal wandel, Here. Want slegs dan kan ons die pad stap en hierdie wedloop voleindig. Slegs dan kan ons tot die einde toe volhard. As U met ons saamgaan, Here. Want as U nie saamgaan nie, Here, wil ek nie gaan. Ek wil gaan waar U gaan, Here. Waar U lei, Here, wil ek gaan. Ek soek U met my hele hart en met my hele siel en met al my krag. Ek soek U vanmôre in my lewe, in my drome, in my wense, in my planne, alles, Here. Soek ek U. Help my daar waar ek swak is. Daar waar ons tekort kom, Here, help ons, staan ons by, versterk ons, lei ons, dra ons. En dat ons in opregtheid voor 'n lewendige en heilige God sal wees. Want U is waardig. U is die Alfa en Omega, die begin en die einde. En aan U kom toe al die heerlikheid en al die glorie en al die eer en al die prys. Ons kan nie ophou om U lof te besing, die Here, want U is almagtig en U is waardig. U is so groot. Seën elkeen wat opgekom het vanmôre, Here. En gee dat ons sal nadink aan U woord. Waar staan ek vanmôre met U, Here? Soek ek U, Here, of soek ek my eie belang? Help ons dat ons in opregtheid onsself sal ondersoek. Dankie, Here Jesus. Amen. Nou gaan ons afsluit liedjies